Daar is hy môre maatjies. Dis weer lekker tyd om met Vader Jahwe se woord uit te gesels en ons is nog steeds by die moeilike boek, né? Nee. Wat is die boek se naam? Numeri. Dis nie 'n boek met baie stories nie, soos Dawid en Goliat. Dis maar moeilike dinge, maar ons kan daaroor gesels. So kom ons gesels 'n bietjie in Numeri 8. Verlede week was ons in die Kaap gewees, toe was daar nie kinderdiens nie, maar die week voor dit het ons mos gesels van die leviete wat moes werk. Hulle moes die lampe mos vol olie maak, altyd die lampe moet brand, want dit is soos die beeld van Jahwe se lig skyn altyd, né? Nee. Nou vandag gaan ons oor iets anders te praat, maar ek wil eers vir julle maats iets vra. Het julle al gehoor mamma of pappa vra hier in die aand se kant, het jy al gebad? Het jy dit al gehoor, nee? Het jy al gebad? Of hou op speel, julle moet gaan bad. En dis nie altyd so lekker om te gaan bad nie. Behalwe in die winter as dit koud is, dan wil mens in warm water bad, nee. Maar ons moet van jongs af leer om skoon te wees, ons moet was. Nou maats, dis baie interessant, as ons praat oor die leviete, dan sê Vader Jahwe vir hulle, julle moet eers met skoon water julle self gaan skoonmaak. Daar was so groot koper waskom, so groot bad wat hulle self moes was. Want dit was 'n beeld dat Vader Jahwe is skoon en sonde maak ons vuil, sonde maak ons vuil, maar nie buite nie, want anders kon ons net elke aand gebad het, dan is ons skoon, nee. Maar die leviete moes gebad het as 'n simboliek om te sê, ons het nodig dat Jahwe ons hartjies skoon maak. So hulle moes daar staan en skoon, priesters moes baie netjies gewees het, en Vader Jahwe sê vir die leviete, julle behoort aan my, julle moet vir my werk. Die ander stamme van Israel werk daar in die lande, hulle het beeste, en hulle het vrugtebome, en hulle vang vis, en hulle doen al die ander werk. Maar waar werk die leviete? By die tabernakel, of by die tempel. En as hulle daar is, hoe moet hulle wees? Hulle moet skoon wees, want Vader Jahwe is skoon, en dit is 'n beeld dat hulle moet eers hulle self was. Maar as nou, weet hulle wat is oulik, wat is wonderlik? Wanneer Yeshua mens word, wanneer hy die hoëpriester is wat vir ons sondes sterf, sê die Bybel, hy hoef nie eers vir sy eie sondes te gewas het nie, want hy het nie sondes gehad nie. Hy is anderste as die leviete. Die leviete sê vir ons, hulle moet eers gaan bad, hulle moet eers skoon maak, want hulle het hulle eie sondes, en dan moet hulle bid vir die ander mense se sondes. Maar nie Yeshua, en hy is volmaak. Hy hoef nooit vir sy eie sondes te gesterf nie, hy het vir ons sondes gesterf. Sal julle onthou 'n bietjie as 'n mens bad in die aand, dan sê mens, Vader Jahwe, soos ek hierdie vuil merkies af was, nee, of hy voete skuur met die borseltjies, want die voete is bloedrooi van al die rooi grond in Pretoria, nee. En sê ons, Vader, dankie dat soos wat ons al hierdie vuil goed af was, dat U ons hartjies skoon was. Want U vat al die sonde weg. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons in die woord kan lees, dat U skoon is, dat U nie van sonde hou nie, en dat ons moet leer, net by U kan ons skoon gewas word, net U kan ons vergewe. Dankie dat Koning Yeshua ons verlosser is, wat met sy lewe betaal het. Ons loof en ons prys U. Amen. Maats, vra 'n bietjie vir mamma, wag voor jy waai. Vra vir mamma en pappa om Numeri 8, wys 'n bietjie 8, om dit weer te lees. Nou kan ons waai. Tata maats, totsiens.